Goed, ons is besig daar om te praat nou, ons het voor verlede week gepraat oor die hoeksteen en dat Christus Jesus ons hoeksteen is en vir die ander is dit 'n struikelblok en dit is 'n belangrike moment wat Petrus mee besig is en van dit af kom die volgende nou uit wat gevloei het dat as die Here Jesus Christus die hoeksteen van my lewe is waarop ek bou, dan bepaal die hoeksteen die koers waarin my lewe bou. En dis die groot verskil, en ek dink Petrus het dit baie goed en baie raakie vasgevat, tussen die ware en die valse gelowiges, tussen die kind van die Here en die ongelowige. Die een is die Here Jesus Christus vir hom 'n probleem, die een dink die Here Jesus kan 'n steen in sy huis wees, iets wat hy kan na luister en inkorporeer soos hy wil, waar hy wil en wanneer hy wil. Maar die kind van die Here, die ware kind van die Here, is die Here Jesus Christus, is alles. Hy is die hoeksteen. En die hoeksteen bepaal my lewe, bepaal my koers, bepaal hoe die gebou gaan lyk, en watter rigting dinge gaan gebeur, en hoe dinge gaan gebeur. Hy is die bloudruk van my lewe, elke stukkie daarvan. Nou, omdat hy dit is, het ons nou verlede week teruggepraat, en nou kom dit in die praktyk uit, en Petrus raak nou baie prakties hier daarvan, dat ons verlede week gepraat, hoe lyk 'n goddelike lewe. Ons het begin by die innerlike gedeelte, dat die Here my eers van binne af moet regmaak. Baie mense lyk baie mooi en vroom van buite af. Die fariseërs het ook so gelyk, en die Here het vir hulle gepraat as witgepluisterde grafte. Van buite af is hulle baie mooi. En almal dink is wonderlike, hulle is vreeslike godsdienstige mense, maar die Here weet wat in die hart aangaan. En as kind van die Here, as ek op die hoeksteen van die Here Jesus Christus bou, dan is die verandering van binne af. Julle gees en julle gedagtes, het Paulus gesê, moet nuut word. Ons moet anders begin dink, anders begin optree. So ons begin by die innerlike gedeeltes, en ons laat nie ons sonde toe nie, ons voer 'n stryd met sonde, ons beheer dit. En dan vloei het uit na die uiterlike gedeelte toe. Nou gaan ons aan met die uiterlike gedeelte in die wêreld rondom ons. Kom ons gaan daar van vers 13 af aan. Omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as die hoogste gesag is, of die goewerneurs as hy volmagtig is, die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie die vryheid misbruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer. En julle moet medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Kom ons hou die gedeelte, ek wil graag stil staan by hierdie volgende praktiese uitvloeisel wat ons het in hierdie wêreld. Party Christene dink, ja nou, die Here het gesê, ons is nie burgers van hierdie wêreld nie, ons behoort aan hierdie wêreld nie, dit is so, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hierdie wêreld. En omdat ek nie van die wêreld is nie, ek het in my koninkryk daarbo, dan dink party Christene, dat ek hoef my nie te steur aan die goeters wat hier rondom my aangaan nie. Dit is in Petrus se tyd al so. Dat hulle gedink het, maar luister, ek is nie 'n burger van hierdie wêreld nie, so ek kan maar doen en optree, en die keiser is ondergeskik aan God, so ek hoef nie na hom te luister, ek hoef nie te minag nie. En nou moet ons hier kom stil staan, en by iets miskien wat ons nie reg wil hoor nie. En ek moet met julle bieg, baie preke as ek deur preke werk, dan praat die Here eerstens met my. En dan praat ek met julle. En baie tekste moet 'n bietjie meer met myself praat ook. En in besonder in die tyd en die era wat ons in leef, dink ek is baie belangrik dat ons weer luister na wat sê Petrus vir ons vandag. Oor hoe tree ek op in 'n regering en 'n owerheid? Want dit het nie verander nie. Dis God se wil. En dis omdat hy dit sy wil is, en ek as sy kind is, en omdat ek bou op hierdie hoeksteen, het hierdie hoeksteen nog nooit van rigting verander, van koers verander nie. God se plan, God se manier het nog nooit verander nie. So ook vandag moet ons hierna mooi luister, en sorg maar, Here, is my lewe in lyn hiermee. En mens moet terugkyk, en as mens hierdeur luister, en jy dink mooi dit by my hart, Here, jammer dat ek so sondig hierteen. Dit hoort nie so nie. Maak my gesindheid hier reg ook. Ek is 'n burger in hierdie wêreld, ook van hierdie plek. Al is ek op pad na hemel toe. Weet jy, as jy na buiteland toe gaan en jy gaan vir 'n paar jaar daar werk, kom ons sê soos baie van ons kinders in Australië of in Engeland, moet jy nog steeds daai land se wette gehoorsaam. As jy feit van die saak, as jy oortree, gaan jy tronk sit.
As dit 'n klein dingetjie is, gaan hulle jou deporteer. Maar ek moet nog steeds die wette en die reëls en die owerhede van daai plek waar ek is. Al is ek nog steeds 'n Suid-Afrikaanse burger wat daar bly, geld daai goed nog steeds vir my. Ek dink as voorbeeld om te gebruik voordat ons na hierdie gedeelte uitmekaar uittrek. In die Bybel is Stefanus vir my 'n baie goeie voorbeeld. Hy wat ook sê 'n kind van die Here is vol van die Heilige Gees, maar nie 'n burger van hierdie wêreld nie. Ek wil so 'n paar stukkies uithaal uit Handelinge. Ons haal in Handelinge 6 uit die woorde wat geskryf het en Stefanus het met hulle begin redeneer, maar hulle was nie opgewasse teen die wysheid wat hy deur die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. En toe die mense hom omgeroep en sê ons het hom hoor laster teen God en teen Moses en onthou wat ons so 'n paar weke terug gesê het oor rein lewe voor te hê. Mense gaan kwaad praat oor jou. As jy kind van die Here is en jy's ernstig oor die Here, dan gaan hulle sleg praat. Die feit van die saak is, hulle moet dit net verdraai. Dit moet nie die waarheid wees. En ons sien in Stefanus se lewe presies hierdie goed wat ons nou die afgelope tyd oor gepraat het, dat hy is kind van die Here, hy is vol van die Here, en die mense gaan altyd rondom hom begin om stories te verdraai. Vers 15 sê al die lede toe na Stefanus gekyk en gesien dat sy gesig lyk soos die van 'n engel. En hulle ken iets van die Here daarin, maar hulle leef in die duisternis, hulle wil niks verder daarvan weet nie. Ons wil nie weet van die Here Jesus Christus wat my lewe wil oorneem en opneem en wil totaal vir hom opgeëis hê nie. Wil niks daarvan weet nie. Stefanus het toe met hulle begin praat en as jy na hoofstuk 7 kyk, is daar 'n lang relaas en sy getuienis wat hy gepraat het. En interessantheid as mens daarna kyk, dis presies die teenoorstelling hoe die kerk vandag optree. As mens kyk na hoe die vroeë apostels en hierdie ouens opgetree het. Hy het nie probeer om 'n getuienis vir hulle te gee wat lekker gaan wees op die oor nie. Ons kerk is so ingerig, ons moet vir die wêreld akkommodeer. Ons moet user-friendly wees vir die wêreld. Moenie vir hulle goed sê wat hulle gaan kwaad maak nie. Wat doen Stefanus? Op die ouens sê julle die Here Jesus doodgemaak. Dis waarop sy getuienis uitloop en toe word hulle bruisend kwaad. Want hy bring nie waarheid vir hulle, hy bring dit onverdun, hy bring dit vir hulle reguit. En natuurlik, julle ken die verhaal, dat stenig hom toe, kyk na vers 49. Dis waar ek wil uitkom. Terwyl hulle Stefanus gestenig het, roep hy uit, Here ontvang my gees, hy het sy knieë neergeslag en uitgeroep, Here moet hulle tog nie die sonde toereken nie, met hierdie woorde hy gesterwe. In dit alles het hy nooit hulle gesag, hulle autoriteit, enige van die goed bevraagding omvergegooi nie. Hy het sy getuienis gehou, het dit volgehou en op die ou ende die houding en die innerlike vervulling van die Heilige Gees het gemaak dat hy, Here moet hulle nie, en dan hoor jy hoe Here Jesus se woorde, nou moet hulle dit nie toereken nie. Hier sterf ek, maar ek onderwerp my daaraan. Hy kon maklik opgestaan en gesê, ek sal dit nie vat nie, ek gaan dit nie duld nie, opgetrek en weggeloop het, maar hy het gestaan en die pad gestap, waar die Here vir hom uitgelê het. Nou kom ons kyk na die owerheid en die regering, en daar is so 6 goedjies wat ek wil uitlig uit hierdie, wat Petrus vir ons uitlig. Kom ons begin by die eerste enetjie, die opdrag, vers 13. En dit is belangrik, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke owerheid. Hypostaso is 'n militêre woord wat gebruik word, en as hy sê, ek moet my lewe inrig, soos ons in linies ingerig is, so moet ek my, rig julle in. Al is ons nie in die wêreld, ons is 'n deel van die wêreld nie, rig my in hierdie wêreld waar ons is, in die onderwerping daarvan, dis 'n opdrag aan elke kind van die Here. Die feit van die saak is, ons leer dit uit die Bybel, dat God stel owerhede aan. Daar is nie 'n gesag nie, daar is nie autoriteit wat in hierdie wêreld bestaan, wat God nie gegee het nie. En wie hier sit waar dit inkom, ons gaan nou 'n paar keer oor praat, want dit is 'n geloofsaak. Wie is God? En hoe sien jy God? Want as ek God verkeerd sien, en ek God verkeerd verstaan, dan gaan ek rebels raak teen die omgewing en die dinge rondom my. Want dan is God nie in beheer nie, en ek dink ek moet goed beheer, ek dink ek moet goed bestuur. En ons kyk na die onreg en die ongeregtigheid, en ek begin my die goeders aantrek, waar dit nie hoort nie. God stel aan. Ek wil ons moet kyk na die omgewing wat hier ook geskrywe staan. Ek dink as mense wat sê, ja, maar, nee, hy het nie 'n ANC-regering nie. Wie is net 'n dwaas wat so iets sal sê? Gaan doen 'n bietjie navorsing oor hoe die Romeinse ryk gelyk het, voor jy my kom kla oor die regering onder wie ons vandag lewe. Dis net iemand wat oningelig is,
wat so 'n stelling sal maak en dink wat ons nou het is erger. My liewe mens, die regering waaronder die Here Jesus Christus geleef het en die apostels geleef het, gaan kyk na die geskiedenis, was geweldig brutaal. Kan ek 'n paar goed wat uitlig? Homoseksualiteit het die hoogtyd gevier van alle tye nog ooit. Julle dink ons het vandag 'n probleem. Dit was so erg in die Romeinse Ryk gewees destyds, dat die bevolking begin bekrimp het. Want almal is homoseksueel. En die wat nie homoseksueel is nie, sien 'n vrou as niks nie. Hoekom moet ek trou met 'n vrou? Jy gaan slaap by 'n prostituut. Ek het nie lus vir al die moeite van 'n huwelik en 'n vrou en nagging en al daai goed wat mense deesdae sê nie, né? Dis maklik gaan slaap met 'n vrou. Immoraliteit is hoogtyd. Iemand het eendag 'n baie sterk argument gemaak in die geskiedenis om te sê die val van die Romeinse Ryk is nie die barbare van buite af nie. Dis deel daarvan. Die val van die Romeinse Ryk is vanweer die inkrimping van hulle bevolkingsgetalle. Hulle het 'n negatiewe groei gehad. Hoekom? Die basis is verkeerd. Homoseksueel, almal is homoseksueel, links en regs. En die wat nie is nie, glo nie in die huwelik nie, slaap rond. Immoraliteit is hoogtyd. Kinderaborsies soos jy nog nooit gesien het nie. Korrupsie wat ek dink ons ouens gaan laat bloos. Want diktatorskap is ek en myself, en vandag het ons nog ouens wat probeer iets aan doen. Daai tyd was daar niemand wat iets aan die keiser gaan doen nie. Daar's niemand wat in die regering iets gaan doen. Hy het gemaak net wat hy wil. Hy het doodgemaak wie hy wil. Hulle het lande oor hulle omgeneem. As jy sien hoe hulle die lande ingeneem het en die slawerny wat hulle toegepas het en al die verskriklike goed wat hulle gedoen het, volke wat uitgemoor is. Kinders wat uitgemoor is. Dink julle ons regering is so erg? Mens moet goed in perspektief sien, voor jy klaar en praat. Jy weet waarvan jy praat. Ek sê nie wat hier is, praat ek goed nie. Maar ek moet verstaan van waar dit geskrywe staan. Om te sien dat hier is van die donkerste regerings. En as ek my geskiedenis nie heeltemal mis het nie, ek is jammer, ek is nie vreeslike geskiedenisbof nie, is hierdie geskryf in die tyd van Nero. Wat een van die horbalse ouens was, hy laat dinges lyk, Hitler lyk soos 'n sissie. Dis Nero. Dis waar dit geskrywe staan. As die Here Jesus praat, is hy nog steeds onder die Romeinse Ryk, en die Romeinse Ryk het aanbeweeg met nog keisers wat gekom het, en amper lyk dit vir my of daar kompetisie was van die een na die ander, hoe erger ons kan word, hoe meer brutaal ons kan word, hoe meer selfsugtig kan ons word. En wat is die Here se opdrag? Wat sê die Here onder hierdie regering? Wie as jy die Bybel mooi gaan kyk, is daar net een ding. Die Here se antwoord op die regering, gee aan die keiser wat die keiser behoort, Matteus 22, en aan God wat aan God behoort. En nêrens in die woord van die Here en in die lippe van die Here Jesus Christus of in die hele Nuwe Testament kry jy enige gronde van protesaksie om op te staan en te protesteer en oorlog te verklaar en al die goeie sê jy te verset teen 'n regering nie. Dit bestaan nie. Dis anders wat Ou Testamentiese dele probeer verdraai, maar die feit van die saak het val klaar deur iemand, want jy's nie 'n Jood nie, jy's nie Israel nie, en saam met dit, dis ontstaan in 'n nuwe verbond. Ons is nie meer in die ou verbond nie. Ons staan onder 'n nuwe tyd, 'n nuwe era so Romeine, ons staan onder die era van die Gees, die ou is verby. So, daai argument hou nie water nie, staan nie. En is hartseer om te sien vandag nog, mense lees hier af en toe en jy sien dit in die nuus, van Christen wat hulle verset teen moslems en oorlog maak teen moslems. Ons het die kruistogte gehad in die middeleeue wat die Romeinse kerk, as die Christen opstaan en hy teken protes aan, my mens, jy het klaar verloor. Die opdrag van die Here, wat 2000 jaar staan, onderwerp jou. Dit is my wil, kind van die Here Jesus Christus, dat jy jou onderwerp. Ek sê nie in dieselfde sin, dat dit beteken dat ons nie 'n stem het nie, dit sê nie dat ons nie protes aanteken nie. Die Here Jesus Christus het nooit teen die Fariseërs ingegaan nie. Hy het nooit teen die gesag en die struktuur iewers iets gesê nie, maar hy het gepraat oor hulle sonde. En hy was reguit daaroor, en dis hoekom hom doodgemaak het. Nie omdat hy probeer het om die gesagsstrukture omver te gooi, en dat hy dit nie herken het nie. Hy het die knie gebuig, want dit is die wil van sy Vader, en hom oorgegee aan die owerhede, dis die wil van sy Vader. En dis dieselfde met ons. Dit is 'n opdrag en dit staan. Nou as manier hoe ons kan praat, die Here het kerk en strukture gegee, hoe ons kan praat oor die ongeregtighede, oor die sonde en die goed, en dis nie protes nie.
Ons het die evangeliese getuienis stem, wat ons duidelik moet laat hoor. Hoekom moet ek dit doen? Wat is die motief? Daar's twee kante van die motief. Kom, gaan net na eers die motief. Omdat die Here dit wil. Omdat God dit wil. Omdat dit sy pad is. Omdat dit sy manier is. En dis waar die hoeksteen inkom. Wat is God en wat glo ek van God? Weet jy, as ek my onderwerp en sê, Here, ek is in hierdie wêreld en hierdie wêreld is 'n bose wêreld, hierdie wêreld is 'n duister wêreld, want dis hoe die evangelie nog altyd daarvan gepraat het. Ek moet nie verbaas wees dat dit 'n bose wêreld is nie. Ek moet nie verbaas wees dat die wêreld slegter word nie. Die Bybel het dit alles gesê. Maar kind van God, dit is die wil van God dat ek myself onderwerp. En ek dink dis vir my die grootste en die duidelikste rede hoekom ek dit gaan doen, want dit is u wil. Dis die pad wat u uitgelei. Die Here Jesus Christus het dit gedoen. En Here Jesus, ek moet dit ook doen. Het u onderwerp aan daai selfsugtige, aangestelde fariseërs en skrifgeleerdes, het u self onderwerp aan die goewerneurs van Jerusalem, het u self onderwerp aan die keiser in die Romeinse ryk. U het gelewe soos God het verwag dat ek moet lewe daar. Dis soos God het wil hê. Wanneer is lig op sy helderste? Wanneer het baie donker is. En dit was nog altyd so in die geskiedenis. Wie is mens bietjie die geskiedenis lees en kyk hoe God hierdie geskiedenis werk ook. Die grootste herlewings het nog altyd gekom wanneer dit in die wêreld op sy donkerste is. Ons kyk dit daar rondom die Here Jesus Christus kort na die apostels en saam met die aposteltyd gewellige herlewings onder 'n Romeinse ryk om soveel te sê binne 100 tot 200 jaar dat daardie Romeinse ryk wat afgode gedien het en niks wil weet nie, totaal omgeswaai het na 'n Christen volk toe. Binne baie kort tydjie. Hoekom? Weer die krag van God se bekering en die krag van God se dinge het daai hele Midde-Ooste en daai hele Europese dele verander. Natuurlik het die duiwel weer mense het weer toegegee en toe het ons weer 'n hele ander Romeinse ryk, 'n Romeinse kerk en alles wat daar uitvloei, maar ons kyk na die geskiedenis in Engeland, ons kyk na die geskiedenis in Skotland. En elkeen van hulle wat dit 'n regering in die wêreld op sy donkerste is, breek die Here deur met van die grootste herlewings. Amerika, eerste groot ontwaking, die tweede groot ontwaking, die Skotse, Engelse, ons sien dit in die Filippyne, ek het dit gesien in Korea, en hoe God uit gehoorsame kinders se lewe 'n wêreld verander. En uit hulle altyd regerings en lande wat verander word. God het 'n pad om te loop, God het 'n manier om te loop. Ek het nog nooit gesien waar Christene baniere opneem en waar hulle wapens opneem, dat God 'n land verander. Inteendeel, dit gaan altyd van bad na worse. Want die oomblik as ek optree en ek doen wat ek dink God moet doen en wat God wil doen, dan breek ek. Dit is evil. Volg hom. Hoe ver moet ek myself, wat is die omvang? Hy antwoord die derde enetjie, vers 13 en 14. Onderwerp julle dan elke owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag, of goewerneurs, as hy volmagtig is, wat die kwaad doen, die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Daar het ons sommer nou net dop, wat is die funksie van 'n regering, né? Hy moet kwaad en dwang hou, hy moet die publiek stimuleer, moet goed wees, en hy moet straf. Dis die Bybelse grondslag in elk geval vir wat 'n regering moet doen. Maar wie moet ek onderwerp? Nou, kom ons begin as ek myself onderwerp aan die keiser. Maar dis die Here baie duidelik sê, né? Ek my onderwerp aan die hoogste in die land. Maar hoe ver moet dit gaan? Dan sê ek maar ook aan die goewerneurs wat aangestel word. So ek moet nie net aan die hoogste nie, maar ook aan die goewerneurs. En dan, sonder omdat ek mens kan stry, onderwerp julle aan elke menslike owerheid. Die volmagtigdes. En dit beteken dood eenvoudig, kind van die Here Jesus Christus, dat die Here sê vir my, ek moet my onderwerp aan so maak. Ek vra nie of hy reg is of verkeerd doen nie. Wie stel aan? God stel aan. En ek as kind van die Here ontwerp my aan hom en respekteer hom vir die posisie wat hy is.
Gaan nie oor wat hy doen of nie, dit gaan oor wie en wat ek is. Onthou wat ons verlede week maar gepraat het, dat wat ek is en my gehoorsaamheid in die Here word nie bepaal en dikteer deur ander mense nie. Dit word bepaal en dikteer deur die hoeksteen waarop ek bou. En as Christen in die ding in 'n lewe snap, het jy jouself baie probleme wat ek ons sê ook. Dis nie die regering wat gaan bepaal wie en wat ek is nie, dit is nie hulle wat gaan bepaal wat my houding is nie, dit is nie hulle wat gaan bepaal wat my siening is nie, God bepaal dit. En hy's baie duidelik ook, ek het vir Zuma aangestel in die land, maar ek is ook die een wat toesig hou, en ek is die een wat sal straf, ek is die een wat sal vergeld. En as daar posisies en gesag kom, dan moet jy maar weet, daar is verantwoordelikheid saam met dit. Maar dis nie in my en jou hande nie. My en jou hande is, ek onderwerp my aan elke vorm, tot by die spietkop agter die bos. Die volmagtigdes. Hoekom? Omdat God my God is. En omdat sy wil is. En ek sê, ek preek hier goed vir myself ook. So ek staan nie 'n vinger wys na julle nie, julle chickie 3 wat terugwys na. Maar dis vir my ernssaak ook, en iets wat ek regtig nie net van praat nie, maar doen in my lewe ook. En ek werk daaraan. Here, ek soek nie dat daar enige stukkie rebellie binne my gaan wees nie, enige stukkie bitterheid en negativiteit nie, want U is God wat regeer, en erken U as God as regeer, en as mens terugkyk na die geskiedenis in die tyd van die Romeinse Ryk, dan verstaan ek, met my beperkte begrip, hoekom daar sulke mense moes wees. Ek verstaan hoe hier met die Romeinse wijk, die goddelose moes werk, dat daai terrein kan reg gewees het, vir die koms van die Here Jesus Christus. Dat die terrein en die omgewing, die geskiedenis reg is vir die eerste Christene, en dat reg is vir die eerste martelare. Kan jy dink hoe die geskiedenis sou gelyk in ons Bybel sou gelyk het, as dat nie so 'n ewel Romeinse Ryk was nie? Dan was daar nie 'n Stefanus wat dood gegaan het nie. Daar's nie 'n Paulus wat tot bekering gekom het nie. Nee ja, ek wil nie vir jou sê skeer alles uit wat Paulus geskryf het in die Nuwe Testament, maar dan die Nuwe Testament is maar dunnerig. En ek kan sien hoe God in sy grootheid 'n donker wêreld gebruik en baie ewel, bose, duiwelse regerings kan gebruik, want hy is God. En in die stroom van hierdie duisternis is die kinders van die Here in die lig van die wêreld besig om deur dit te stap, en so af en toe gebruik die Here hierdie lig en hy maak 'n vonk en as 'n herlewing. Want hierdie kinders is getrou aan hom. Hulle eer ook hulle regering. Het is my eintlik ironies dat hulle altyd die Christene van ons slawe wil raak. Vroeger al het hulle gesê die Christene is kannibale, want hulle eet en drink bloed, dis nou nie nagmaal. Ons is altyd leend. Nou eintlik is Christene die beste burgers wat daar kan wees. As 'n regering nou iemand moet soek as 'n burger, dan moet Christene mees gesog wees. Maar die duisternis hou nie van lig nie. Kind van die Here, hy sal nooit van lig hou nie. Dit gaan nie oor hulle, dit gaan oor my God. Paulus skryf hier in Romeine 13, elke mens moet onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God afkom nie. Die owerhede wat daar is daardeur die beskikking van God. Luister mooi, né? Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Vrees God. Soos die opdrag daar staan, dan is dit nie 'n opdrag wat ek as kind van die Here baie ligtelik kan verbystap en baie ligtelik kan hanteer nie. Ek moet ernstig daarna kyk. Here, laat hierdie in my lewe in lyn wees met die hoeksteen waarop ek sê ek bou ook. Ek wil nie deur U gestraf word oor ongehoorsaamheid in my, rebellie in my, verkeerde denke in my nie. 'n tweede rede, hoekom doen ek dit? Vers 15, dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder 'n begrip uit onkunde praat. Ek dink dat baie vroeg aan die lig gekom, een van die eerste goed wat vir die Christene gesê word, is dat hulle kannibale is en allerlei snaakse goed. Hulle het van die Here Jesus gesê, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Hoe lank dink jy moet jy saam met die Here Jesus se pad gestap het voor jy agterkom, dis nie waar nie. Nou, ek dink is baie lank, en as jy sê, maar jy praat nonsens man, ek het saam met die Here Jesus se pad gestap. Ek het 'n paar keer saam met die man gekry. Hy het nooit sy lippe eers aan die goed gesê nie. Waar kom jy nou, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper? Ek het saam met Christene pad se, waar kom jy aan dat hulle bloed eet en vleis eet, menslike goeders?
Tot jy die nagmaal sien, is dit nou die wat julle van praat? Dan kyk jy na die wêreld, maar julle is mos aan stupid man, die mense is mos. Mense gaan kwaad praat van ons. Want onthou toe ek pas begin het met die bediening, was het een van die eerste dinge wat my pa my geleer het en my lewe by my bygeplaat het, het hy gesê, die mense gaan altyd van jou praat. Hulle gaan altyd halwe waarhede hê, stories hê wat rondloop, leuns en verdraaiings, al daai tipe goed, is nog altyd so gewees met alle kinders van die Here, ook as jy in posisie is, jy presteer dit dood. Jy veg het nooit van die kansel af, nie? Jy beveg nooit die issues, nie? Jy lewe jou lewe. Kind van die Here, dis hoe ons die wêreld verander. Dis hoe jy die werksplek verander. Dis hoe jy die mense rondom jou verander. Jy bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus en jy loop jou pad as kind van die Here en nou praat hy baie spesifiek, as dit oor oorwere kom, dan moet ek hier ook my lig laat skyn, dat ek my knie spreekwoordelik buig en die autoriteit sê, ek aanvaar dit, die ANC is hier gegee tot hy weg is, en wie ook al kom, die regering, burgemeester, polisman, almal wat die Here bo my aangestel het, maar dit kom van U af, autoriteit. Nie het self uit nie. Dis hoekom ek dit kan doen. Want daar is 'n God wat werk en daar is 'n God wat beweeg deur die geskiedenis. Daar is 'n God wat werk deur 'n spul ewel mense deur die geskiedenis en sy raadsplan is besig om te vou. Hy is volledig in beheer, selfs van elke mossie daar buite. Dis hoekom ek dit kan doen. Dis hoekom ek nie negatief en pessimisties is oor die toekoms en wat kan gebeur nie. Mag dalk 'n bietjie negatief en pessimisties oor die bokke wees. Maybe kan dit ook verander. Maar God beheer die geskiedenis. Punt A en punt B is klaar uitgelê, en elke trappie tussenin. En omdat ek bou op die hoeksteen, kan ek in hierdie wêreld met vreugde en vrede deurwerk, al doen my owerheid wat. En as julle dink julle het rede gehad om te kla, of rede gehad om te bid, ek dink die vroeë kerk het baie gehad wat hulle vir hulle regering moes bid. Vir alles die evangelie begin in die buitekry, die en aanlangs die barbare gebiede, wat die Romeinse ryk beset het. As jy weet wat daar aangegaan het, dan huil jy jou dood. Dat mense sulke goed aan mense kan doen. En het hulle lig ingevat in daai barbaarse gebiede waar die heidene en die Romeine hulle uitmoor. En binne 2 jaar was die evangelie binne die hele Europa, sê Handelinge vir ons. Nooit geveg teen die Romeinse regering, dis nie eens asembaardig nie. Ons ervaar wat U doen, Here, dis nie my oorlog, dis my gevaar nie. U sal oordeel, U sal stuur, U het aangestel, U gaan verantwoordelikheid vat. En saam met dit die waarskuwing aan elkeen wat leiersposisie het, ook as leier by die werk, as baas van die werk. Vrees God. Ek stel aan leiersposisies aan, en my mens, ek gaan oordeel daaroor ook. Moet dit nooit ligtelik vat nie. Dis nooit iets klein nie. John MacArthur skryf vir my baie mooi, hy sê, integrity, impeccable moral fiber, and purity of life are all effective character tools to muzzle the enemies of Christianity. Integrity, impeccable moral fiber, and purity of life. Dis jou getuienis. Dis die fondasie en die krag waarop jou liggie staan in hierdie wêreld, is hierdie lewe. En saam met dit ingevoer in die fondasie, is jou respek ook vir die owerheid en die regering en die mense wat oor jou aangestel is. Jou baas by die werk, you name it, alles. Wat er ook al is, jy sê kind in die huis is, jou ouers. Dis deel van die autoriteit bo oor jou. Titus skrywe, Paulus skryf van Titus, hy sê, herinner aan die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan die owerheid en gesag moet ontwerp. Er is 'n paar keer wat die Bybel daarvan praat, want ons as Christene het nog maar altyd 'n bietjie 'n probleem in die area. Hulle moet daar gehoorsaam wees en bereid wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad laat risie soek, hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot, en het ons lewe in kwaadwillig en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik teenoor mekaar, maar toe. Ons was vroeër
maar ons is nou. Dis die getuienis. Vroeger was ek ook so, maar nou is ek. Matteus 5 skrywe, ons is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Dis my lewe. En ek wys dit. En dis nie 'n dele van my lewe, dis my hele lewe. En as ek by die regering kom en autoriteit en owerhede, dieselfde. Nou wil ek nog 'n bietjie dieper gaan. Dis hoekom ek dit doen. Ek weet ek moet my alle owerhede, alle gesag boor my, moet ek my onderwerp. Maar ek nou praat na my innerlike, my houding. Vers 16, julle is vry, maar moenie julle vryheid misbruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Jy weet, as ek nie die regte houding in my hart het nie, dan is dit nie ware onderwerping nie. Jy kan met die woorde sê, ja, wat ek onderwerp my aan die regering wat ons nou het, maar jy weet, in my hart sal ek dit nooit doen nie, ek sal dit nooit aanvaar nie. Dis nie my president nie. Het ek myself onderwerp. Waar lê dit? Lê in die hart. Dis waar God begin dien. Dis dieselfde wat ons verlede week oor gepraat het, begin by die innerlike. En ek kan nie daarby uitkom as ek nie my geloof en my geloofsiening in die woord reg verstaan nie. As my lewe maar draai om myself en die mense wat vir my lekker is, dan gaan ek maar altyd sukkel, maar as ek begin sing, maar Here Jesus, U is God. Dit gaan alles oor U. Hierdie hele geskiedenis gaan oor U. Dit gaan nie oor my en my geluk en my lekker lewe nie. Die Here sal bietjie lekker en alles gee, maar my hoop lê op wat kom. Wat het die Here vir die disippels gesê toe hulle terugkom na al hulle uitgestuur is en mense kom tot bekering en duiwels, verheug jou dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Dis waaroor ons verheug. Ek weet ons het nou kerke wat allerlei goeders verkondig van alles wat jy kan neem en claim en wat God vir jou moet doen. Ek weet nie wat die Bybel hulle lees nie en hulle druk die tekste baie skeef. Maar hierdie wêreld gaan oor God, sy raadsplan, sy reinheid, sy heiligheid. En in dit is sy kinders wat deur die geskiedenis beweeg en wat 'n lig en 'n sout vir die wêreld is. In die Ou Testament was dit Israel wat 'n invloed moes gehad het op die wêreld, wat so moes geleef het dat die wêreld kan sien dat hulle kinders van die Allerhoogste is en hulle moes die wêreld so ingetrek het. Israel het dit nooit gedoen nie. Nou kom ons in die Nuwe Testament met 'n nuwe ordning, gebaseer nog steeds op die ou manier, geloof en geloof alleen. En ons moet dieselfde pad loop. God wat besig is om te werk. En een van die dinge waarmee hy besig is te werk is 'n wêreld, 'n donker wêreld, ongeregtige, korrupte, siekbehepte, demoniese, duiwelse regerders. Was nog altyd daar. En God is besig om met hulle te werk, om sy wil ook te vier. Kom ek nou 'n voorbeeld sommer uit ons moderne era, wat ek sien hoe God werk. Ons kyk en ons bid nou baie vir geopende deure. Ons sien hoe die moslems baie meer ekstreem raak. En hoe Christene hulle lewens verloor. En mens kyk na die een kant met afgrysheid daarna. O, waar's God? Waar's God en hy ouens doodgemaak word? Waar's God en hy help nie en dit raak net erg en die moslems neem dit oor. Weet jy wat gebeur? Daar het nog nooit soveel mense in die moslemlande tot bekering kom as nou nie. Kan ek nog klaar daaroor? Baie wil uit weg, maar Here, moenie daar vervolging wees nie. Moenie daar vervolging in Syrië. Syrië is die Christendom besig om te ontplof. In elkeen van die lande waar die vervolging op is die Christene besig om te ontplof. God is besig om te werk en hy weet hoe met ons te werk. Hy moet ons lewens uit mekaar uit laat val. En Christen, hoe het jy tot bekering gekom? Ek weet nie van jou nie. My lewe moes uit mekaar uitval voor ek my knie gebuig het. Hierdie rots moes bo op my val, voordat ek my knie gebuig het voor die rots. Dit gebeur deur die geskiedenis wêreldwyd. God stuur. God het bepaal dat daar Saddam Hussein moet wees en al die ander goeters. Want hy weet waarmee hy werk. En hy maak die wêreld reg. Nie net vir die eindtyd en die wederkoms nie, maar hy maak dit ook ryp dat mense tot bekering kom in hulle duisende. Weet jy hoeveel getuienisse hoor ek vanuit die moslemwêreld van mense wat dit oor en oor getuienis, imams, huisvrouens, you name it, aan wie die Here Jesus Christus persoonlik verskyn.
Hulle nog nooit gehoor van die Here Jesus Christus nie. Dan kry jy 'n droom en die droom is so alwergend en dit wys hulle iewers heen en toevallig kom 'n Christen verby. En dis oor en oor en oor die getuienisse van God wat besig is om in krag te werk. Jy's in die vervolgde lande. Here Jesus, ek prys U ook vir daardie owerhede, want U is aan die werk. Kan jy die groter prentjie ook in Suid-Afrika sien? Of is jy die nonkie die muil wat daar stap met sy oogband en al wat jy kyk is net die bietjie korrupsie en ongeregtigheid? Of is daar 'n God wat in beheer is met die geskiedenis en hierdie geskiedenis van die land en hy's besig om ons te vat na die oordeelsdag toe en hoe cares hoe meer korrup die land raak en wie kom? Dan kom 'n God en kom wolke terug en hy het elkeen in sy posisie gestel. Daarom kan ek in my hart, in my diepste binneste dit koop. Wat is die omvang daarvan? Ek is vry. Maar ek is ook 'n slaaf. Die ouens verkrag hierdie teks so baie. Mens moet tog altyd jou teks in konteks sit ook. Jy is vry, maar ek is vry van sonde. Ek is vry van my eie ambisies, ideale. Ek het my vryheid opgegee om 'n slaaf te word, bondslaaf van die Here Jesus Christus. Daai woord kom maar uit die slawerdom uit, as 'n ou slaaf was en die ou reëling was vir 7 jaar moet jy slaaf wees en dan moet jy hom vrymaak. Dan kon slawe omgedraai en gesê, maar ek wil nie vry wees nie. Dan het hy gewoonlik 'n merk gekry. Ek bly jou slaaf vir altyd, maar dis vrywillige slaaf. Dis wat ons is. Ek is vry gewees om alles prys te gee en te sê, maar hier is dit. Hier is die skat in die landery en ek koop dit, ek grawe dit op, ek los alles vir dit en ek bou hierop. Dis hoekom ek ook in hierdie land, en dit maak nie saak wat hulle sê nie, dit maak nie saak wat gebeur nie, nog steeds kan respek hê, nog steeds kan geloof hê, omdat God is en omdat hy besig is. My liewe mens, moet nie van my vra waar jy nou hier op pad is met hierdie wêreld nie. Ek het nie 'n klou nie. Ons kan in die Bybel die breë trekke lees, maar die detail word nie ingevul van Suid-Afrika en ons land, ons regering nie. Maar ek weet wie in beheer is van alles. So, dis my houding. Dan my uitvloeisel daarvan, ek sluit daarmee af, vers 17. Hy sê al die goed en my houding is aan. Vers 17 wys vir ons hoe lyk dit eintlik in die praktyk. Julle moet alle mense met respek hanteer. Nou val dit nie net die regering nie, maar dwarsdeur. Hoe hanteer jy die car watch wat vir jou niks kan doen nie? As ek afsnyder gaan lelik met hom, die boemelaar. Al gee ek vir hom geld nie, sal ek hom nog steeds met respek hanteer. Mens moet nie altyd geld gee nie, maar ek kan altyd respek gee. Ek erken jou vir wie jy is. En julle medegelowiges moet julle lief hê, ons het nou daaroor al gepraat, ons gaan nie nou weer daaroor praat nie. Vrees God. En omdat ek God vrees, kan ek die keiser eer. En maak nie saak wie daar aangeskrywe word saak nie. Was nou 'n tweede Nero moet hê of wat ook al. Vrees God. Eer die keiser. Amen. Here Jesus, ek sê vir U dankie want ek weet U is in beheer van alles. U was nog altyd. Daar's nie 'n haar op my kop wat U nie van bewus is nie. Daar's nie 'n voeltjie wat daar buite val wat op die grond val of 'n veer wat uitval. Daar's niks in hierdie skepping wat U nie volledig beheer oor het nie. Ons bely dit, Here, en ek weet ons tree nie altyd so op nie. Ons is so vol vrees. So vol twyfel. Ons bly nog dink, Here, dat ons bestuur die geskiedenis en ons is in beheer en oordrewe wêreldse siening van onsself. O hoeksteen van my lewe, kom breek U waarheid oop in my lewe. U bestuur, U beheer, U is God. Ek prys U daarvoor. Amen.